Môre, hey, hier is ons 'n lekker interessante ene. Ronel het 'n baie mooi boodskap oor leprosie. En dink julle gaan dit ook geniet. Sterkte, en kom ons. Môre julle. Ek wil graag met julle deel Markus 1 vers 40 sê, Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, If you are willing, you can make me clean. Nou, 'n leper leprosie was 'n verskriklike siekte. Mense het eers net sulke merkies op hulle velle gekry, rooi merkies, dan het dit blaasies geword, dan het dit afgeval en dan het gedeeltes van hulle liggaamsdele, soos jou pinkies of boonste lid het begin afvrot. Dus dit was 'n hideous siekte, dit was baie erg. Mense het eintlik maar gesterf van die honger, want die vlees in hulle gesigte was laaste wat vrot geword het en dan het hulle tande uitgeval en so kon hulle nie meer eet of drink nie. Mense was baie bang dat hulle sou aansteek, maar ook dat hulle onrein sou word, want as jy daai siekte gehad het, was jy lewend dood. Daar was ook 'n ritueel wat in die mense, as jy aan 'n lijk gevat het, dan moes jy sekere offers gedoen het in die Ou Testament. En natuurlik het as jy leprosie gehad het en jy was in kontak met, as jy skoon was en jy was in kontak met 'n leper, moes jy ook daai ritueel gaan ondergaan. So die leper het geweet, hier het hy geweet dat hy kan nie aan Jesus vat nie, hy moet nie naby Jesus kom nie, maar die man was so honger dat hy die kans gevat het, as ek dit so kan sê. Toe ek het gisteraand lees, het ek werklik in my hart ervaar hoe hierdie man moes gevoel het. Hulle sê nie hier hoe lank was hy al siek nie, maar hy moes al op 'n gevorderde stadium gewees het, dat hy vir Jesus gevra het om hom skoon te maak. Dit was nie die begin stadium wat hy dalk nog gedink het, okay, ek is nog right, weet ek gaan nog hier deurkom, ek is fine nie. Hierdie man het in nederigheid voor Jesus gaan neerkniel. Hy moes besef het hoe seer hy op daai stadium gehad het, sy bene, alles word aangetast deur daai siekte. Ek het vir die laaste maand het ek gordelroos gehad en ek weet hoe seer dit vir my was, net om normale dagtake te doen. So hoe moes dit vir hierdie man gewees het wat sy liggaam oortrek was van hierdie siekte, wat so pynlik is, daar is nie genesing daarvoor nie. En hy sê vir Jesus, If you are willing, you can make me clean. Wat vir my interessant was, hy het nie vir genesing gevra nie. Hy het vir cleansing gevra, skoonmaak. Toe gaan kyk ek bietjie in Numeri 12. Miriam is die eerste aangetekende geval wat genesing gekry het van leprosie. Sy en Aaron het teen Moses gepraat. Die woord sê, Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. 'n Ethiopiese vrou waarmee hy getrou het, maar dit was nie die regte rede nie. And the Lord heard it. Vers 2 sê, So they said, Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? Met ander woorde, die Here het al deur ons ook gepraat, so wat maak hom nou so spesiaal? En toe die Here gesê, Moses, Aaron en Miriam moet voor hom kom, en dit is toe waar Miriam geslaan is met leprosie, deur God. En dit is hoekom die Jode ook gedink het in daai tyd, dit was die vinger van God wat jou aangeraak het as gevolg van sonde in jou lewe. Maar Miriam moes toe 7 dae buite die laar bly, die volk het eintlik gewag vir haar voordat hulle kon trek weer 'n keer, en toe sy skoon. So dit was 'n wonderwerk op sigself. Mense het nie genesing ontvang nie, en ek het vir die Here gesê, Here, nou hoe dan nou? Want hier vra hierdie man nie vir genesing nie.
Hy vra dat hy skoongemaak moet word. Dit was 'n uiterlike teken van dit wat binne in sy lewe gebeur het. Miriam het 'n uiterlike uitslag ontvang van dit wat binne in haar lewe gebeur het. Wat is hierdie wat gebeur het? Miriam was 10-1 die instigator, sy was die aanhitser. Aaron het saamgestem, die deler is net so goed soos die steler, né? Maar sy het die volle vrag van haar sonde gedra. Sy het gepraat teen die man wat hier sê, God sê, He is faithful in all my house, I speak with him face to face. Dis die verhouding wat God met Moses gehad het. En Miriam het durf waag om teen daai gesalfde van God te spreek. So wat was die probleem? Miriam se lewe het gepraat van trots, selfregverdiging. Sy het gedink sy is gelyk met Moses. En by God is dit nie 'n probleem om gelyk te wees nie, maar jy kan nie daai persoon aanvat, wat die gesalfde, die gekose persoon van God, en jouself gelykstel omdat jy so voel nie. Dit het nie met jou te doen nie. Dit is God wat deur elkeen van ons werk. Ons moet oppas dat ons nie trots, verwaandheid, selfregverdiging deel maak van ons lewens nie, want dit is wat hier gebeur het met Miriam. En ek glo, dit is hoekom hierdie man, wat voor Jesus gaan staan het en vir hom gevra het, om gesmeek het, cleanse me, not heal me, cleanse me. Hy wou vergifnis hê, hy wou die hart skoon hê, nie die liggaam nie. En ek vra vanmôre vir elkeen van ons, trots, selfregverdiging, daai dinge is nie goed wat mense kan sien nie, maar God kan dit sien. So kom ons gaan net voor die Here en maak ons harte reg voor hom. Ek sê vir Vaan, ek dink dit is hoekom Dawid ook aanhoudend gesê het, search me, O Lord, search my heart and see if there is any iniquity in it. Want dit is waar baie dinge ontstaan en ons kom dit nie agter totdat ons die sonde doen van dit te spreek teen die gesalfde van die Here nie. Mag elkeen van julle 'n baie wonderlike dag hê. Ek hoop die woord spreek tot julle. Amen.